Ons is by mekaar in die naam van die Almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Hy sê in sy woord, kom na my toe dat jy gered kan word. Daar is geen ander God. Genade, vrede en liefde vir julle. Van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente sing Psalm 429 in die liedboek, strofe 1, 3 en 5, dis ou Psalm 162, ook strofe 1, 3 en 5. Die Here regeer, hy het opgevaar, die dood kon hom nie hou nie, sy almag sal ook ons bewaar, wie sal op hom nie bou nie. Psalm 429 in die liedboek, strofe 1, 3 en 5, dis ou Psalm 162, ook strofe 1, 3 en 5. Dit is agter in die liedboek, strofe 1 en 2, en na die belydenis, Psalm 116, dit is ook agter in die liedboek, strofe 3 en 4. Gemeente, waaruit ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons aangeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die in wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Saterdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet erken het, laat ons ons skuld bely en sing Psalm 25 agter in die liedboek, strofe 1 en 2.
met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan 'n belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, laat ons die lewe aan die Here toewy en die sing van Psalm 116, strofe 3 en 4 agter in die boek. Ons skriflesing is Jesaja 52 van vers 13 af en dan Johannes 16 van vers 16 af. Jesaja 52 van vers 13 af. My dienaar sal voorspoedig wees, hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontsteld oor hom, hy was so misvorm dat hy nie meer so mens gelyk het. Nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing, konings sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie, hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het. En dan Johannes 16 van vers 16. Nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Party van sy disippels het vir mekaar gevra, wat beteken dit, dat hy vir ons sê, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien, en ek gaan na die Vader. Hierdie klein rukkie waarvan hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat hy bedoel nie, het hulle gesê. Jesus het gemerk dat hulle dit vir mekaar, dat hulle vir hom wou vra. En hy sê toe vir hulle, praat julle met mekaar daaroor, dat ek gesê het, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, dan sien julle my. Dit verseker ek julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word, maar wanneer die kindjie gebore is,
dink sy nie meer aan die pyn nie. So bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net so as julle ook nou bedroef. Maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle wegneem. Daardie dag sal julle nie meer vra om my stel nie, dit verseker ek julle. Wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid, julle sal ontvang sodat julle blydskap volkome kan wees. Dit het ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom 'n tyd wanneer ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie, maar julle reguit van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en ek glo dat ek van God gekom het. Ek het van die Vader gekom en ek is in die wêreld. Nou verlaat ek weer die wêreld en gaan na die Vader toe. Sy disippels sê toe, kyk, nou praat jy reguit en gebruik geen beeldspraak. Nou weet ons dat u alles weet en niemand hoef u verder uit te vra nie. Ons glo nou dat u van God gekom het. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle nou? Kyk, daar kom 'n tyd en dit is nou al hier dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers doen. Dat julle my alleen sal laat en tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Tot sover lees ons by die Heilige Woord. Gras vertoon en blomme verwelk, maar die woord van die Here staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dit is so 'n pragtige genade wanneer 'n mens geloof ontvang. Dit is so 'n heuglike dag. As ons kan begin besef hoe groot die genade en die liefde is. Ons besef nie hoe afhanklik ons van U is nie, Heer. En elke dag is dit weer en weer dat ons blind staar teen aardse sake. En dan vergeet ons so maklik die vertroue. En selfs dan kom U weer en weer na ons toe om ons aan te raak met die barmhartigheid en die troos. Ons moet toegee, Heer, dat ons nie al dat vorentoe weet nie. Juist omdat ons aards is, staar ons onsself so blind. Maar agterna kan ons weer terugkyk en elke keer bely en toegee, die Here was daar. Trouwe Heer, ons vra dat ons die genade mag beleef, dat U woord vir ons sal oopgaan in die erediens. Ons vra dat U die genade sal betoon, dat deur die Gees ons boodskap op die hart mag ontvang. Ons vra die dinge in Christus naam. Amen. Gesang 428 en in die ou boek Gesang 163. Ons sing daar die eerste en die derde strofes 428 in die liedboek 163 in die ou boekie. Loof Christus, roem sy wonderdade in sy almag liefde en genade. Amen.
sê vers 33, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Liewe broers en susters in ons Here Jesus Christus, u sal onthou van Sondag se preek, die gedagte dat Jesus se kruis en opstanding en hemelvaart net die puntjie van die ysberg is. Soos wat by 'n ysberg die grootste deel van die ysberg onder die water lê, het dit oor eeue heen opgebou en opgebou tot daar waar Christus gekruisig is en opgestaan het en teruggegaan het na die hemel toe. As mens nou in die Bybel gaan kyk, Genesis vroeg al, dan gee die Here die belofte, iemand uit jou nageslag sal die slang se kop vermorsel. En in die geloof is ons dan oortuig dat dit die eerste voorspelling is van Christus wat na die aarde toe sou gekom het. En daardie belofte het by Israel vasgesteek, maar dit het al lang ruk, dit het ongeveer meer as 1000 jaar gevat voor hulle dit mooi begryp. Aanvanklik het Israel gedink dat hierdie koning van hulle 'n koning met 'n swaard sou gewees het, 'n letterlike aardse koning. En toe koning Dawid daar was, het hy die belofte gekry, dit sal iemand uit jou nageslag wees. En toe dit nou aangegaan en hoe later, hoe kwater, totdat die laaste koning van die bloedlyn van Dawid in die ballingskap oorlede is. Toe het Israel nou verstaan, maar hulle kan nie te veel van 'n aardse mens met 'n swaard verwag om die groot koning te wees en die pragtige koninkryk te vestig. En toe Israel nou in die ballingskap uit terugkom, toe die priesters oorgevat. En wat hulle geleer het uit die regeertyd van die priesters is dat die koning baie sterk geestelike komponent moet hê. Maar die priesters het ook so ver afgedwaal dat dit nou later heeltemal hopeloos geraak het. En dit is waar Israel toe op die ou end begin het om die Ou Testament reg te verstaan, dat hulle begryp het. Die koning wat moet kom, moet God self wees. Hy moet die seun van die mens of die seun van God wees. En dit is regtig belangrik dat mense daardie ding mooi verstaan. Want toe die disippels daar staan en hulle sien hoe die hemelvaart plaasvind en agterna dink hulle aan wat dit alles beteken, toe begin hulle om die dinge reg te verstaan. Toe begin hulle verstaan dat die hemelvaart is nie maar net dat Jesus op die aarde was en hy het weggegaan en hy sal om een of ander tyd terugkom. Dit gaan ook oor die betekenis van die hele saak van die koninkryk van God wat so naby aan die mensdom gekom het. Dit is waar ons nou vandag so vir 'n paar oomblikke gaan vassteek, die koninkryk van God. Ons ken die koninkryk, ons weet daarvan, maar ons sien so min daarvan. Ons vra so, hoe lyk God se koninkryk? God is volmaak, rein, sondeloos, goed, liefde. So God se koninkryk moet dieselfde eienskappe hê, volmaak, rein, sondeloos, liefde. Daardie ooreenkoms moet mos nou daar wees, anders maak dit nie sin nie. Die oomblik toe Christus op die aarde was en toe hy vir sy disippels begin leer, waar hy vir hulle gesê het, julle moet dit so verstaan, dit gaan gebeur, dan gaan dit gebeur. Toe hulle agterna begin terugdink aan sy woorde, toe begin hulle eers om die dinge mooi te verstaan. Hy het byvoorbeeld gesê, die koninkryk is naby. Dis hoekom Petrus 'n swaard gehad het. Want 'n gedeelte van sy kop het nog vasgesteek van 'n aardse koninkryk wat met wapengeweld gedoen moet word. Jesus het sê in Johannes 14, as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, en by die gedeelte wat ons nou gelees het vanoggend sê hy,
ek het van die Vader uitgegaan en ek gaan terug na hom toe. Wat hy kom doen het in die wêreld, is dat hy vir die mense kom wys het. Daar is 'n ander moontlikheid. Daar is 'n ander bestaan. Daar is iets soos opregte liefde van die ware God en vergifnis, en dit maak vir ons die aardse lewe heeltemal anders. Hy het die mense 'n nuwe bewussyn gegee. Dat hulle, as hulle nou na die Ou Testament gaan kyk, dat hulle met 'n ander oog daarna moet kyk. Want dit gaan nie net oor reëls van hoe mens elke dag die dingetjie moet doen nie. Dit gaan ook dat die mense bewussyn moet hê van daardie band wat tussen God en mens bestaan. As 'n mens nou maar die beeld gebruik van die lig wat in die donker instraal, as ons in die nag met 'n flits skyn, dan kan 'n mens daarom sien waar jy heen gaan. Hoe meer God se lig in ons lewe inskyn, hoe meer raak ons bewus van dit wat aan ons eie kant krom en skeef en verkeerd is. Nou, as dit die geval sou kon wees, dat 'n mens heeltemal onafhanklik van God en gebod en van alles staan, as dit sou wees, dat die mens werklik so vry is as wat hy wil vry wees, dan was dit 'n maklike ding, dan het 'n mens gesê, dan moet jy maar kies. Jy kan kies tussen reinheid, sondeloosheid, heiligheid, of aan die ander kant kan jy jou mense bestaan kies, en dan sou 'n mens wat nou regtig vry is, kon sê, nee, hy kies so. Dis deur die genade van die Here dat dit gelukkig nie met ons so werk. Wat het met die mense gebeur? Toe hulle op die aarde was, en hulle Christus beleef het, wat gebeur met ons, as ons in die woord hoor, en van Christus lees, en hom op daardie manier leer ken? Soos wat daardie ligstraal in die donker inskyn, so kom die evangelie na ons. En as mens dan die geloof ontvang, dan kan jy die evangelie erken vir wat hy is. Dan kan 'n mens sê, maar hierdie ligstraal is goed vir ons. Hierdie ligstraal is wat ons nodig het, hierdie krag wat van God afkom en alles wat hy beteken. Dis mos die pragtigste ding wat daar vir 'n sondaar mens op die aarde kan wees. As ons die geloof ontvang het en ons sien God se heerlikheid op watter manier ook al raak, dan kan ons sê, ja Here, dankie Here. En dit is hoekom die hemelvaart vir ons so belangrik is. Want hemelvaart is 'n bewys dat die dinge wat ons in die geloof glo nie net storieetjies is. Toe Christus gekruisig is dit die bewys gewees, nou gaan hy letterlik in die hel in. Toe hy opstaan uit die dood uit, is dit die bewys, hy het die dood oorwin. Toe hy hemelvaart toe gaan, toe is dit die bewys, nou weet ons moet net wag totdat hy terugkom, hy maak ons plek daar gereed. As mens praat in die terme van die koninkryk van God, dan moet ons so dink. Die koninkryk van God is 'n toestand waar daardie dinge soos heiligheid, reinheid, sondeloosheid geld. Dis die normaal. Nou, hoe kan so 'n rein, heilige iets in 'n stikkende wêreld wil inpas? Maak ons nie sin nie. En ons is heeltemal reg as ons sê dat die koninkryk van God nie in die wêreld kan inpas nie, want dit is twee verskillende goed. Wat wel kan gebeur, is dat ons aangeraak word deur die nabyheid.
Omdat Christus op die aarde was, het die mense gesien, so lyk die koninkryk van God, so moet ons doen as ons lede is van die koninkryk van God, dit moet ons verstaan as ons lede is van die koninkryk van God, dan kan ons toch outomaties vanuit die geloof dan op daardie pad probeer stap, so goed as wat dit vir ons moontlik is. Ons moet mooi hoor, broers en susters. Die koninkryk van God het in Christus so naby gekom, dat dit in die mensewêreld inskyn. En u en ek is die mense wat nou met dankbaarheid daarop kan reageer, want God se lig het in ons wêreld kom inskyn. Dit is so ironies en eintlik so hartseer. Vir watter rede sou ons wil ja sê vir God se lig? As dit net oor ons harte gaan, as ons uit ons eie hart uit praat, dan sien ons die lig en ons weet die lig is goed vir ons en ons weet dit beteken, daar's nie hartseer nie, daar's nie droefheid nie, dit sal met my goed gaan. Ja, nee, dis reg, dan vat ons daar die lig. Dan mis ons dat ons daar uit selfsug opgetree het. Dis so hartseer die menslike toestand is. Maar as ons vanuit die geloof opregtheid leef, dan is dit vir ons duidelik, daardie lig waarvan die hemelvaart van Christus soos 'n venster is wat oopgegaan het, daardie lig wat daar skyn, gaan nie net oor my. Dit gaan daaroor dat dit God se teenwoordigheid en God se genade is soveel groter en is soveel reiner. Ons kan tog nie anders as om maar net doodstil te staan en te sê, dankie Vader, dat U die genade aan ons betoon. Ons sien so min van die koninkryk van God op die aarde, omdat ons nou nog in ons aardse liggaam leef. Solank as wat ons in ons aardse liggaam leef, en solank as wat ons aan die aardse dinge gekoppel is met ons aardse liggaam, dan is die koninkryk van God daar waar ons die kennis het om te onderskei tussen goed en kwaad. Dan is die koninkryk van God daar waar ons die troos deur die Heilige Gees ontvang. Ons kan dit nog nie ten volle sien, maar ons weet daarvan, ons is bewus daarvan en dit dra ons dan verder. Jesus het gesê, solank ons in die wêreld is, sal ons dit moeilik hê. Maar hou moed, en dan sy woorde, ek het die wêreld klaar oorwin. Die enigste ding wat kan skeiding maak tussen God en ons, is as ons van ons kant af weer die band van die geloof breek. As ons dan op 'n stadium kom waar ons sê, nee dankie Here, ons wil nie, ons gaan nie op daardie pad stap nie. En dan is dit iets wat ons oor onsself gebring het. Maar waar die woord hier sê, waar Christus sê, ek het die wêreld klaar oorwin, kan u en ek met vrymoedigheid na die hemelvaart kyk, ons kan daar terugdink en ons kan weet, maar daardie pad is die pad wat ook vir ons voorlê. Dis van die mooiste en die gesondste wat daar vanuit die geloof met 'n mens kan plaasvind. Broers en susters, hemelvaart is nie veronderstel maar net 'n kleinigheid te wees. Vir ons as gelowiges moet Kersfees, die lydingstyd, hemelvaart en Pinkster alles so op een lyn lê, want dit is die hoogtepunte van ons geloofslewe. Mag ons Here ons dan dra en versorg, mag hy ons ryklik bystaan en mag hy sy woord vir ons oopmaak, dat ons in daardie waarhede vertroos kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons drie-enige Hemelse Vader, ons kan nie sonder U nie en ons wil nie sonder U nie.
U is waarlik vir ons alles. U is ewig en ons is tydig. U is heilig en ons is sondig. U ken en verstaan alles. En ons kennis en ons gebrek is so groot. Trouwe Vader, daarom aan U lof en dank en eer vir die barmhartigheid en vir die genade, vir elke enkele iets wat van U kant af na ons toe kom. Ons dankie dat ons vas en seker mag weet dat die kruis en die opstanding en die hemelvaart van ons Here Jesus nie maar storieetjies is. Dit het regtig plaasgevind en dit het baie groot betekenis vir elkeen van die kinders hier op die aarde. Ons is verleë en afhanklik, Heer, maar ons is nie moedeloos nie. Ons mag dalk nog gesukkel wees, maar ons is nie radeloos nie. Ons kan altyd vanuit die geloof vertroos wees en vashou en weet dat U alles U hand oor ons hou. Daarom kan ons elke dag van krag tot krag gaan. Ons bid vir diegene in ons gemeente waar daar siekte is, of waar daar nood is, of waar daar bekommernis is. Ons bid vir diegene wat in geloofsworsteling staan, nie altyd vorentoe weet nie. Ons bid, Heer, vir elkeen van ons. Ons vra dat U ons lewenslang so sal verdra en verduur, dat ons eendag met vrymoedigheid voor die hemelstroon kan staan. Ons bid die dinge in Christus naam. Amen. Psalm 504, dit is ou Psalm 194. Ons sing daar die eerste en die tweede strofes. 504 in die liedboek, 194, die eerste en die tweede strofes. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.